Goeiedag, dit is Philip van Sion's Randkerk in Port Elizabeth en lekker om weer met jou te kan gesels. Die Heilige Gees gee baie dinge vir ons wat wonderlik is en waarvoor ons baie dankbaar is. Dit is die Heilige Gees wat vir ons vrede gee, wat vir ons troos. Dit is die Heilige Gees wat ons lei, dit is die Heilige Gees wat vir ons geloof sekerheid gee. Maar die Heilige Gees gee ook vir ons die vermoë om met mense oor Jesus te kan praat. Dit het Jesus beloof. Die Heilige Gees maak my iemand wat oor Jesus kan praat. En dit doen die Heilige Gees deur vir my in 'n situasie die woorde te gee, die vrymoedigheid te gee, die oortuiging dat dit wat ek oor praat die waarheid is. Die Heilige Gees gee ook vir my die vermoë om die geleentheid raak te sien en die Heilige Gees neem my vrees weg en die Heilige Gees gee vir my 'n hart vir verlore mense. En hieroor, net soos oor al die ander dinge wat die Heilige Gees vir ons gee, moet ons opgewonde wees. God gebruik my sodat iemand die goeie nuus van die evangelie kan hoor. God gebruik my sodat iemand dalk gered kan word en eendag kan hemel toe gaan. En wanneer ek so gebruik word in iemand se lewe, is daar in my 'n dankbaarheid, 'n verwondering oor dit wat gebeur het, die wow van ek het gepraat oor Jesus en die besef dat my Christendom nie net oor my gaan nie, maar dat dit regtig significant is. Maar dan is dit belangrik dat ek die Heilige Gees sal toelaat om deur my te werk, want ons kan die werk van die Heilige Gees verhinder. Hierdie werk wat die Heilige Gees wil doen, moet ons ernstig opvat. So ernstig dat ons onsself voorberei op 'n moontlike ontmoeting met iemand. In die oomblik neem die Heilige Gees oor en is die Heilige Gees in beheer. Maar die Heilige Gees gebruik vir my. En ek kan minder of meer bruikbaar wees. Nou wat voorbereiding op 'n moontlike gesprek betref 'n paar dinge. Die eerste is dat ek moet gereeld bid oor 'n moontlike gesprek. Ek moet bid vir die Here se leiding om te kan raak sien met wie ek moet praat. Ek kan bid dat die Heilige Gees my altyd sal herinner daaraan dat hy die woorde gee en ek moet ook bid vir die onderskeidingsvermoë in die situasie. Dan die tweede is dat ek myself volmaak met die Bybel, want die Heilige Gees gebruik die woord in my. Die Heilige Gees gebruik Jesus se woorde. Dis die Heilige Gees wat in 'n gesprek my herinner aan teksverse of my herinner aan spesifieke gedeeltes in die Bybel. En dis die Heilige Gees wat my help om die woord te gebruik, wat tydsberekening betref, wat oortuiging betref en ook wat helderheid betref. So ek moet die Bybel lees, ek moet dit lief hê, ek moet dit probeer verstaan, ek moet dit leer ken. En dan is dit altyd goed om hulpmiddels saam te dra. 'n eenvoudige opsomming of 'n eenvoudige verduideliking van die evangelie. Sommer net in my kop dit altyd reghou. En die tweede is dat ek iets geestelik saamdra wat ek vir iemand kan gee. Dalk 'n boekie, dalk 'n pamflet, dalk 'n evangelie, soos byvoorbeeld die evangelie van Johannes. En dan moet ek op die uitkyk wees vir iemand. En die maklikste manier om met iemand kontak te maak is dalk om aan te bid om vir iemand te bid. Dalk sê iemand nee, dalk sê iemand asseblief, dalk is dit 'n baie algemene iets waarvoor iemand vra, dalk is dit iets baie betekenisvol waarvoor iemand gebed vra. En dit kan die deur oopmaak vir 'n gesprek. En dan na 'n gesprek bid en los. Want 'n mens dink altyd na die tyd, jy moes eerder dit gesê het, of jy moes dit dalk nie gesê het nie, of jy het vergeet daarvan. Maak daarmee vrede dat wanneer jy met iemand praat, is jy steeds nie foutloos nie en nie onfeilbaar nie. Want dis die Heilige Gees wat die werk deur my doen. So of dit nou suksesvol was of nie, dit maak die saak nie en ek sal dit dalk nooit regtig weet nie. Die belangrikste is dit hang nie van my af nie. Ek is net die boodskapper
En God het sy eie plan met my getuienis. Ek moet maar net gehoorsaam wees en ek moet sorg dat ek opdaag. So, sien die vermoë om met mense oor Jesus te kan praat as deel van die Heilige Gees se geskenke pakket vir jou. Die Heilige Gees maak dit vir jou moontlik om met mense oor Jesus te kan praat. Maar onthou dat jy ook 'n stukkie voorbereiding het om te doen, omdat jy dit ernstig opvat. En dan gaan dit oor gehoorsaamheid. Moenie uitmis op die wow-ervaring van Jesus het deur my met iemand gepraat nie. En wow, ek kon dit doen. Baie dankie dat jy geluister het. Mag die Heilige Gees deur jou wonderlike werk in ander mense se lewens doen. Goed gaan, totsiens. Na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep